Die belydenis was dan juis geskryf as 'n teenvoeter om apartheid binne Suid-Afrika te beklei. So die belydenis was geskryf in die jare 1980s en spesifiek op die 27ste September 1968 by SA gestig. VGK Kerk was hierdie belydenis aanvaar as 'n vierde belydenis binne die konteks van die NG Sendingkerk, die nou VGK SA Kerk. Broers en susters, terecht soos wat die belydenis van Bella probeer om geskeidenheid, ongeregtigheid en verdeeldheid onder mense te probeer aanspreek 14 jaar gelede, is hierdie belydenis steeds relevant in ons konteks vandag, waar ons ook te maak het met dieselfde uitdagings van op en by 40 jaar gelede. Ons sien vandag hoe dat geskeidenheid nog altyd in ons samelewing plek vat. Ons sien vandag hoe dat ongeregtigheid nog altyd in ons samelewing vandag plek vat. Sien dan ook vandag, liewe broers en susters, hoe dat mense met haat met mekaar saamleef. Johannes hoofstuk 4, broers en susters, is dan juis ook binne die konteks van hierdie omgewing geskryf. Johannes, broers en susters, hoofstuk 4 is as te ware in die oë van die mens 'n toeval gebeurtenis, maar in die oë van God 'n godgegewe afspraak. In die oë van die mens is hierdie gebeurtenis tussen Jesus en die Samaritaanse vrou iets wat nooit moes gebeur het nie. Want terecht, soos hierdie Samaritaanse vrou vir Jesus sê, ons as Samaritane en julle as Jode het niks met mekaar in gemeen. Met ander woorde, daar is geen konneksie of kontakpunt tussen ons as Samaritane en julle as Jode nie. Want die Jode het nog altyd die Samaritane geminag en Samaritane aanskou as 'n volk wat nie deel is van die verbondsvolk van God nie. Die Jode het nog altyd afskeid in die Samaritane gehad en hulle as geware, as ver weg van God se volk aanskou en gesien as mense wat nie deel mag wees van die familie van God nie. Of soos Dr. Ellen Boesak kommentaar lewer op hierdie teks sê, die Jode het altyd die Samaritane aanskou as hierdie mense wat nie deel is van die familie van God nie. Want sê, almal van ons is kinders van een God. Maar die Jode aanskou die Samaritane as die stiefkinders van God wat nie deel het aan sy heerlikheid, deel het aan sy verbondsfamilie. En dis dan in die lig van hierdie konteks dat hierdie Samaritaanse vrou aan Jesus dan sê, meneer, jy mag nie saam met my praat nie, meneer, ons mag nie met mekaar gesien word nie. As iemand nou hier langs sou kom en ons weer by mekaar sou vind, sou dit 'n afskuwelike gebeurtenis in die oë van die mens is. Want daar was hierdie geskeidenheid, hierdie verdeeldheid tussen Jode en Samaritane. Maar nie net broers en susters, was daar hierdie geskeidenheid tussen die Jode en Samaritane op grond van teologiese oortuigings en op grond van die Jode wat het gestaan het vir hulle alleen die uitverkore volk van God was nie. Nee, daar was selfs ook verdeeldheid binne die Samaritane hulle self. Want luister, wat sê die teks vir ons broers en susters? Hierdie vrou kom op 'n tyd aan by hierdie put wat sy verwag dat daar niemand sou wees nie. Nou, ek praat nou baie saam met my ma, die afgelope tyd wat nou iewers daar in die Midde-Ooste ook is. En sy vertel vir my dat dit nog al soms verskriklik warm daar kan raak. En om het by die 12 uur in die middag sê sy, voel dit as te ware asof jy langsaan die son staan en jy iewers net by 'n koue plek wil hê. So warm skyn die son in die middag om en by hierdie tyd van 12 uur. So hierdie
hierdie vrou op daardie stadium, hierdie Joodse man, wat vir haar daar wag. As hierdie vrou, broers en susters, dit reg sou kon kry, in daardie moment, sou sy van daardie pittig wou probeer weghardloop, net om haarself te probeer wou beskerm. Die Jode, broers en susters, het die Samaritane ook so ver as moontlik vermy. Hulle wou glad nie saam met die Samaritane, broers en susters, in kontak wou hulle graag kom nie. Want hulle het nie agting vir die Samaritane gehad nie. Inteendeel, die Jode het ver verby hierdie Samaritaanse gebied geloop, sodat hulle nie nodig gehad het om Samaritane in kontak te kom nie. Maar Jesus, broers en susters, wys vir ons hier iets van onmoontlik. Hy wys vir ons 'n radikale gedragsverandering, deurdat hy as Jood kies om Samaritaanse gebied deur te gaan. Want hier is 'n God gegewe afspraak. En dit is dat hy vir hierdie vrou lewende water moes gee. Dan kom Jesus by hierdie vrou, of hierdie vrou kom by Jesus en het hulle hierdie gesprek by die put en dan vra Jesus vir haar, gee toch vir my 'n bietjie water, en dan die aksie is dan, hoe vra jy vir my water om te drink? Weet jy dan nie dat ons nie gemeen met mekaar het nie? Weet jy dan nie hoe dat jou mense neerkyk op ons nie? Weet jy dan nie hoe dat jou mense ons kritiseer nie? Weet jy dan nie hoe dat jou mense ons vermy nie? Nee, jy kan nie vir my water vra nie. En dan antwoord Jesus vir haar, as jy maar net weet wie dit is wat vir jou water vra, sou jy egter by hom water wil kry. Sien, broers en susters, hierdie realiteite en hierdie konteks wat ek so pas vir ons vandaan hier beskryf het, tussen die Jode en die Samaritane, maar ook tussen die Samaritane self, is ook 'n konteks wat nog vandag onder ons as gelowiges self sigbaar is. Ja, alhoewel ons hier in Suid-Afrika om by 30 jaar plus in 'n land van demokrasie waar almal gelyk is lewe, sien ons nog altyd hierdie aardige kultuur van geskeidenheid onder mense. Ons sien nog altyd hierdie verdeeldheid sigbaar onder mense op grond van hulle rasse, op grond van hulle ekonomiese status en op grond van sosiale en kulturele omgang. Ons sien nog altyd hoe dat mense nie met mekaar weet nie, hoe dat mense sekere areas vermy, sodat hulle nie met ander mense in kontak wil kom nie. Dieselfde skeidenheid wat daar tussen Jode en Samaritane was, sien ons ook nog in ons samelewing vandag. Ons sien, broers en susters, hoe dat hulle wat meer het, hulle wat wel arm is, of kom ons sê dit maar sommer in klein taal, ons sien dat hoe dat hulle wat ryk is, hulle wat meer het, neerkijk op hulle wat geen het nie. Ons sien, broers en susters, hoe dat ryk is, arm is, verag, hulle uitbuit en hulle as te ware, as minder mens behandel, soos of hulle ook nie God se kinders is nie. Ons sien steeds vandag, broers en susters, hoe dat mense op grond van kleer baie keer ook mekaar nog vermy. Jy, broers en susters, as kleerling nou maar net die huis in 'n sogenaamde blanke gebied koop, dan word daar ook, broers en susters, soms gewonder, waar kry hy dat geld om hier te kom bly? Of wat is dit dat hulle as ligter veldkleuriges dan ons gemeenskap maak? Ons sien nog altyd hierdie agterdog binne in mense se koppe, so as te ware, asof ons nie by mekaar hoort nie. Maar die hartseer nog meer, broers en susters, is dat ons nie hierdie geskeidenheid en verdeeldheid op grond van kleur sien. Ons sien nog steeds, broers en susters, ook verdeeldheid onder ons as gelowiges, kinders van die Here. Ons sien, broers en susters, binne die konteks van die kerk vandag, hoe dat ons met mekaar neerkyk, want sommige van ons sien onsself as super geestelike Christene. As ons net ietsie meer oor die Bybel weet, dan verhewe ons onsself oor ander mense, so asof ons 'n bepaalde
as die ander een kan bid, dan sê ons, is lekker, dat hy man, as hy maar, volg van die Gees. En dan kom ek nog net saam met die 2 sinne hierso en dan, wonder of hy die Here ken. En dis ons ook, broers en susters, vandag, nog op mekaar neerkijk. Dis ook dat ons, broers en susters, telkens nog vandag, binne die konteks van die kerk, ruimte skep vir hierdie skeiding, hierdie verdeeldheid, wat eintlik in die oog van die Here 'n sonde is. Want het ons, broers en susters, bely binne in die belydenis van Belha, dat ons glo dat alles wat indrys teen hierdie eenheid wat God probeer beweeg het, die eenheid wat God probeer teweegbring, 'n sonde is in die oë van die Here. Want ons verstaan dat ons almal geskape is in die beeld van Christus. Dat almal vir ons, ongeag van ons ras, ons geslag, ons ekonomiese status, of ons sosiale aanhang, almal van ons gelyk is in die oë van die Here. En dat ons een kinders van God is, want God het ons almal geskape. En dit is wat Jesus dan ook aan hierdie Samaritaanse vrou op by die put probeer kommunikeer. Dat die lewende water wat God vir ons skep, ook vir julle as Samaritane tot beskikking is. Want die evangelie van Christus is nie net gereserveer vir sekere mense nie. Die evangelie is nie vir 'n sekere rasgroep, mense van 'n sekere ekonomiese klas nie. Die mense van 'n sekere sosiale aanhang nie. Die evangelie is universeel en dit kan alle mense bereik. So ons kan nie sê dat God nie mense se lewens kan verander nie. Maar die saad wat 'n harde sondaar ons ook mag wees nie. God se evangelie kan hulle lewens transformeer. Maar die saam, broers en susters, hoe dat ons mense in ons lewe afskryf, mense in ons lewe minag of min ons van mense dink nie, wat Jesus vir ons hierdeur illustreer met sy gesprek met die Samaritaanse vrou, is dat die evangelie alle mense hier op aarde bereik. Selfs daardie gewelddadige kriminele agter die tronkhuis. Selfs die Lesotho Texas hier Robertson wat telkens die geloof uit ons uit wil dryf. God se evangelie is tot beskikking van alle mense. Want God het ons as een geskape. En ons is almal kinders van hierdie een God. En hier, broers en susters, 40 jaar na die skryf van die belydenis van Belha, roep God vir ons om nog altyd hierdieselfde belydenis te bely, dat ons glo dat hierdie eenheid sigbaar moet raak, nie net in die wêreld nie, maar ook binne die konteks van die kerk. Want ja, alhoewel die wêreld in 'n mate dit reg gekry het om eenheid te bereik, het ons hierdie eenheid ook nog nodig binne die konteks van die kerk. Vandag, daar is te veel plekke van verdeeldheid binne die kerk op grond van dit wat ons goed is en op grond van dit wat ons van die kerk droom en wil sien. Want ons, broers en susters, is die mense wat telkens hierdie onderskeid, hierdie verdeeldheid binne in die kerk inbring. Wil nou nie weer terugpreek wat ek so 'n paar weke terug gepraat het nie. As ons fokus op die sekondêre dinge binne die konteks van die kerk, sal ons nooit die eenheid tot stand bring nie. Want die een sing nie reg soos wat ek wil hê die een moet sing. Die een preek nie reg soos wat ek wil hê die een moet preek nie. Die een lei nie die vrou soos wat ek wil hê die vrou moet gelei word nie. Die brigade is nou nie soos wat ons wil hê die brigade moet wees nie. En is hierdie dinge wat verdeeldheid binne die konteks van die kerk selfs vandag nog skep. En God roep ons, broers en susters, om daarteen te stry, daarteen te beklei, deur te bely dat ons almal een in die oë van die Here is. Reg,
soos ons gisteraand in ons boodskap gehoor het. God roep ons om ons oë af te haal van die hemel af en te kyk in ons omstandighede, weer te bely en te beliggaam dit wat God van ons verlang. En God verlang, broers en susters, dat ons aan die wêreld daar buitekant moet gaan verkondig dat die evangelie van Jesus universeel vir alle mense is. Dat die universeel, broers en susters, die universaliteit van die evangelie krag het op alle mense. Almal kan deur God bereik word. Maak nie saak wat ons van mense dink nie. Maak nie saak wat ons opinie op grond van mense se gedrag, mense se oortuiging is nie. Wanneer ons die evangelie verkondig, is die evangelie van toepassing op daardie mense. En dit is wat ons moet bely en beliggaam. Maar tweedens, broers en susters, wat Jesus hier vir die Samaritaanse vrou probeer illustreer, is dat die evangelie sonde direk konfronteer. Die evangelie speel nie, broers en susters, met die verkeerde dinge met ons lewe nie. As daar sonde in ons lewe sigbaar is, dan konfronteer die evangelie dit direk aan en die evangelie maak ons om van ons sonde af te keer. Jesus, broers en susters, wanneer jy verder gaan lees in hierdie teks en veral vanaf vers 16 tot en met vers 20, dan sal jy agterkom dat Jesus eintlik 'n diepe en harde gesprek saam met hierdie vrou het. Want hy sê vir haar, gaan huis toe en gaan haal jou man. En dan sê sy, maar jy het geen man nie. En sê Jesus, ja, ek weet, daar was al 6 van hulle gewees. En die een wat jy nou nie besig is ook nie eens jou een nie. En dan onverskillik word hierdie vrou verslaaf, want die evangelie konfronteer die sonde waarmee sy besig is. Die evangelie, broers en susters, kom sis nie vir ons in ons gemaklikheid nie. Die evangelie skud ons wakker om klaar te maak met dit wat verkeerd is in die oë van die Here en ons lewens radikaal te transformeer. Die evangelie, broers en susters, gaan nie ons gevoelens spaar. Die evangelie gaan nie saam met ons praat oor dit wat ons hoor nie. Nee, die evangelie gaan die duisternis van ons eie lewe gaan dit om verlig en dit gaan vir ons, broers en susters, uitwys op dit wat ons verkeer in die oë van die Here doen. 40 jaar gelede het die belydenis van Bela juis ook dit wat verkeerd was aangespreek. Toe die NG Kerk saam met die Nasionale Party, broers en susters, tydens die apartheid jare geskeidenheid en verdeeldheid reg wil verklaar op grond van die woord van God, was het einste hierdie belydenis wat gesê het dat geskeidenheid 'n sonde in die oë van die Here is, dat God ons geskaap het as een mens en dat ons almal aan die Here behoort. En 40 jaar later roep die belydenis vir ons om nog altyd enige vorme van verkeer, enige vorm van sonde, enige vorme van duisternis in die wêreld aan te spreek. Want die evangelie konfronteer sonde. Maar ten laastens, broers en susters, hierdie gesprek van Jesus leer vir ons dat die evangelie mense se lewens transformeer. 'n Ontmoeting met Jesus Christus en jou lewe is nooit weer dieselfde nie. Kan nie verklaar dat jy vir Christus ontmoet het, maar dat nog altyd dieselfde persoon bly nie. Bybel vertel vir ons vanaf verse 21 tot en met verse 30. Nadat hierdie vrou vir Jesus ontmoet het, is daar die aksie dat sy haar kry net daar met die put los. Vir ander mense gaan vertel van die transformerende krag wat haar lewe verander het. En dan sê die Bybel, sy hardloop na die dorp Samaria en sê vir die mense, kom kyk, die Messia is hier. Hierdie verlate stad van Sigar, Samaria,
waar mense, broers en susters, gedink het, hulle is nie goed genoeg nie, waar mense minagting beleef en ervaar het, waar mense verbind was deur die Jode, waar die evangelie van Jesus Christus, mense, broers en susters, van weerhou was. Die Samaritaanse vrou hardloop na hierdie einste mense toe, wat minagting ervaar het, wat broers en susters geskeidenheid beleef het, mense wat weggestoot was. Die Bybel sê, hierdie vrou hardloop na hierdie mense toe, en sy gaan sê, kyk, die Messias het na ons gekom, om ons lewens te kom verander. God roep ons, broers en susters, om binne in ons konteks ook hierdie evangelie wat transformerende krag het, vir mense daar buitekant te gaan verkondig. Saam met mense daar buitekant ook te gaan deel. Dit roep vir ons, broers en susters, om ook in ons belydenis en in ons beliggaam vandag die transformerende evangelie te gaan demonstreer, sodat mense se lewens ook radikaal verander kan word. Want almal van ons behoort aan een God. Ons is kinders geskape binne in een God. Professor Nico Koopman skryf in aksie op hierdie gedeelte van Johannes en veral binne die konteks van die belydenis van Wilhelm. En hy sê, wanneer die kerk die belydenis uitleef, dien dit as ruimte van hoop, waar ons die versoeningswerk van Christus kan bely en beliggaam. Ons broers en susters word agente van hoop vir 'n samelewing aan buitekant wat hoopig is. Want ons bely en ons beliggaam 'n evangelie wat mense se lewens en omstandighede transformeer. Mag God ons help om hierdie week uit te gaan en sy evangelie te gaan bely, uit te gaan en sy evangelie te gaan beliggaam, sodat sy transformerende krag mense se lewens radikaal kan verander. En dis waaroor Pinkster eintlik gaan, om die krag van God te openbaar, sodat mense se lewens kan verander. Gee julle vir my 'n bietjie water om te drink. Amen. Here ons God, ons dankie vir die wyse waarop U vanaand ook van die woord, Here, dat ons kon kommunikeer het. Wil die Here ook vanaand die naprediker van U onfeilbaar en heilige woord wees. Gee Here dat U die woord vir ons vanaand, Here, wanneer ons ook stil word en ons aanbidding voor U ongemaklik raak, sodat ons ook aktiewe agente van verandering in die wêreld kan wees. Help ons, Here, om daartoe voor te stry. In Jesus naam. Amen. Ek gaan vra dat jy lof kan bid vir ons. Lei in daardie aanbiddingsskoortjie, die touch me, oh, die touch me, terwyl ons vir 'n paar oomblikke ingaan in stilte.
maar ook die probleem. Kom ons bid toe. Here, ons dankie vir die voorrecht wat U vir ons vanaand te gee, Here, om stil te kan word. Here, om belydenis te kom doen waar ons ook skuldig is, telkens, Here, in die behandeling van mense. Here, waar ons ook telkens ons sal skuldig maak om minagting, verkleinering en ander wys, Here, die mens te kom behaal. Wil ons dat U ons vanaand hartig sal vergewe. Maar Here, ons vanaand ook in die sensitiviteit, Here, mag ons skep. Te beklei, te stry, te werk, Here, vir die eenheid wat U in Christus op stand gebou het. Gebed van ons hart is, Here, dat U ons so sal positioneer, dat Here, oral sal ons gaan, ons hierdie eenheid sal belei, maar ook sal belichaam. Gee, Here, in ons die oortuiging in ons hart, dat die Here vir ons daar te bestem het, om agente van verandering te wees. Nie net in die context van die kerk nie, maar ook die sekulêre wêreld, en oral waar U ons, Here, plan. Gebruik U vir ons, Here, as instrumente in U koninkryk. Amen. Geliefdes in Jesus Christus, broers en susters, ons het aan die einde van ons bidtier gekom en ons gaan met mekaar saam staan en ons slotgesang sing, Gesang 379, Gesang 379,
op vaste fundamente het God sy kerk gebou. Apostels en profete en hy ons dit toevertrou. Die koning van die hemel, skep deur woord en gees, bedorendes op aarde, dat hulle sy volk kan wees. Kom ons gaan saam, en dan sing ons slotlied, geliefdes, en dan maak ons gereed om aan dieselfde te beleef, om weer saam rondom 'n warme op die sop te kan vergader. Geliefdes, die aankondiging, ons sal nou nie môre aan beterig nie, ons sal nie môre aan voort nie, maar ja, Sondag aan. So môre aan kom ons nie mekaar nie, maar Sondag aan weer om 6:00. Kom ons staan saam en ons sing dan gesang 3:7 vir die Here en ons aandag sing.
en om die waarheid van die belydenis in liefde te beliggaam. Gaan in vrede om geregtigheid, eenheid en versoening sigbaar te leef deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Petrus, Here seën.